Dis hy. Wonder hoe gaan het? Sien jy uit? Kyk jy uit na 'n Paasfees? Word jy gereed vir iets wat God vir jou wil bring, iets wat God met jou wil doen? Is daar 'n bewuswording van iets ongeloofliks wat jy kan ervaar? Dalk voel jy bietjie skuldig, soos Karina moet. Dat jy nou en dan mis. En dan hoor jy vandag by die Here sê, maar hy is nie kwaad nie. Kom met weer, kom gesels weer, kom vat weer tyd, kom sit weer. Maak nie saak of jy die laaste week Bybelstudie doen voor die tyd nie, en in daai ritme inkom nie, sy arms is oop, en as hy jou sien aankom, dan lig hy sy kleed soos die Vader en hy hardloop na jou toe en hy omhels jou. Is net heeltyd, kom wanneer jy okay is. Wanneer jy reg is, kom, ek is daar. Ek is daar. Dalk word jy genooi om bietjie na God toe te gaan. So voor Paasfees, dat ons reg is. Jaco, het klink vir my so amper op feedback. Is hy right? Dis hy, okay, is reg. So, ons is besig met ons Paasreeks en vandag die groot woorde wat Jesus vir sy disippels vra. Waarom slaap jy? Waarom is jy aan die slaap? Lukas 22, 39 tot 46. Jesus uit die stad gegaan, na die Olyfberg, soos hy gewoond was om te doen. En hy die disippels het hom gevolg, toe hy op 'n sekere plek kom, sê hy vir hulle, hou aan bid, dat julle nie in versoeking sal toegee nie. Jesus het hom toe van hulle af afgesonder, ongeveer 'n klipgooi ver. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geld. Daar het 'n engel uit die hemel aan Jesus verskyn en hom versterk. Terwyl hy intens angs beleef, het Jesus nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond drup. Nadat Jesus van gebed opstaan en by die disippels gekom het, kry hy hulle aan die slaap. Gedreineer die hartseer, sê hy toe vir hulle, waarom is julle aan die slaap? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking sal toegee nie. Hoe ken ons nie hierdie gedeelte nie? Hoe baie hoor ons dit nie? Hoeveel keer het jy dit nie al gelees nie? Maar Jesus vra 'n vraag, en sy vraag wat hy vra is, waarom slaap julle? Julle, maar slaap is 'n wonderlike ding. Wie van julle hou van slaap? Ek hou van, dankie. Ek is een van daai mense, ek funksioneer nie goed as ek nie geslaap het nie. Grumpy as ek nie geslaap het nie. Dit werk nie lekker vir my. Jy ken sulke mense, okay. Is jy daai ene? Okay. Ek voel jou. So, jy het slaap nodig. Hoekom idealiseer ons slaap? Weet jy, jou perfekte Sondagmiddag, hoe lyk hy? Dit hang af hoe goed die middag slaapie was, né? As ek reg? Yes. En vir julle wat se kinders nog klein is, ons wil nie lus maak nie. Maar daar's lewe daarna. Slaapies kom weer terug. Die van julle wat jou seentjie so 4:30 in die oggend langs die bed kom staan sê, pa, ek is nou wakker. Pa is nie wakker nie. Hoekom geniet ons slaap so? Ons geniet slaap, want ek dink baie van ons weet hoe moeilik dit is as ons nie slaap kry nie. Baie van hierdie wêreld en mense om ons, jou vriende, ek en jy dalk ingesluit, sukkel met slaap. Ons weet wat dit is om in die middel van die nag wakker te sit. En jou grootste begeerte op daardie oomblik is net, kan ek net aan die slaap raak. Ons weet wat dit is as jou slaapritmes nie lekker uitwerk en jy gaan nie in diep droomslaap in nie. En jy het geslaap die hele nag deur en die volgende oggend word jy wakker, maar jy word nog moeg wakker. Ons weet wat dit is wanneer jou kop nie afskakel nie. Wanneer jy in die bed lê en jy vra net, Here, jy sê in die woord, jy gaan vir die geliefdes in hulle slaap gee. Here, ek slaap, ek gaan niks kry nie, help my. En daarom ooridealiseer ons slaap, as ons net bietjie slaap kan kry. En ek dink as jy kinders groot gemaak het, daarna weet jy, slaap is heilig. Dit is belangrik. Slaap is mos 'n goeie ding. Slaap is 'n baie goeie ding. Maar wat vra Jesus vir sy disippels?
Jesus kom en hy vra, waarom is julle aan die slaap? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking sal toegee nie. Nou, dis 'n baie interessante vraag. Met wie praat hy? Hy praat met die disippels. Nou, wat het hierdie aand al gebeur? In hierdie aand het Jesus sy disippels gestuur, hulle moes 'n groot maaltyd voorberei. En in die aand alreeds het hulle die Pasgamaal geëet. En daar was nou al die kuier en als daarom. By hierdie Pasgamaal het verskriklike klomp goed gebeur. By hierdie Pasgamaal het Jesus vir hulle gesê, luister, dit wat julle nou eet, is my liggaam. Die bloed wat julle drink, is my bloed. Die disippels moes verboureerd gewees het. Hulle moes bang en uitgeput gewees het. Wat is hier aan die gang? En toe om alles te bekroon, sê Jesus, op hierdie tafel sit een van julle gaan my verraai. Nou mense, hulle het hulle hele lewens op sy gesit om Jesus te volg. Hulle is oortuig hy is die Messias. En hulle is oortuig dat hy gaan hulle na oorwinning toe vat vir Israel. En nou praat Jesus van verraad, hy gaan sterf, hulle gaan sy bloed drink. Hierdie klomp is in verwarring, hulle is uitgeput, hulle is moeg. Dis nie al nie. Hiervanaf sê Jesus, okay, ons gaan nie nou Netflix kyk nie, ons gaan uit die dorp en dan gaan ons na die Olyfberg toe, en ons gaan bid daar. En ek sien hoe loop die klompie agter hom aan. Ja, het jy nog krag vir gebed? Nee, ek is flou. Hoe laat wil hy? Hoe gaan ons opstaan môre? Maar hulle weet nie wat môre kom nie. En Jesus vat hulle na die Olyfberg toe. By die Olyfberg kom hy en 'n groep sê hy vir hulle, waak en bid saam met my. Van die ander vertaling sê, hy het hulle daar gelos en hy het van die ander klomp bietjie nader en verder saam met hom die berg opgevat. En hy het van hulle af 'n entjie gaan bid. En hy sê vir hulle, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. En toe hy daar kom, toe slaap hulle, maar die moet tussen 10 en 2 wees. Die teoloog sê, dis 'n wille tyds aanduiding, maar dis omtrent tussen 10 en 2. Ouens, as jy hier by 1 die nag by iemand kom en hy slaap, en jy vra van waarom slaap jy nog, wie moet eintlik gevra word? Wat gaan hier aan? Dis die normaalste ding om te slaap daai tyd van die dag. Maar vir Jesus is hierdie slaap nou nie 'n goeie ding nie. Waarom nie? Waarom nie? Jesus sien iets van slaap wat ek en jy dalk nie sien nie. Hy dink dalk 'n bietjie anders. Hy weet dis 'n gawe van God af. Hy weet dis die grootste geskenk. Maar wat is dit wat Jesus van slaap weet wat ons nie weet? En ek wil na 2 dinge gaan kyk. Daar's 10 teen baie meer. Net na 2 dinge gaan kyk. Wat is die uitnodiging wat Jesus aan my en jou vandag rig? Want Jesus vra vir jou vandag. Waarom slaap jy? Waarom slaap jy? Kom ons gaan kyk hoe sien Jesus slaap. Die eerste ding. Jesus Christus is totaal bewus. Hy is totaal bewus dat daar 'n tyd is waar slaap nie vir jou kan doen wat gebed vir jou kan doen nie. Daar is tye waar gebed beter nou is as slaap. Geloof my, daar's ander tye wanneer slaap uiters nodig is en die Here wil hê ons moet slaap. Maar Jesus weet, daar is nou 'n ding. Hoor wat sê hy? Hy sê mos vir hulle, staan op en bid dat julle nie in versoeking sal gelei word nie. Dink aan. So hy sê, hoor, jy word wakker, hou aan met bid, sodat julle nie weer nie slaap raak. Vir Jesus is slaap amper die versoeking. Jy word versoek om nie nou wakker te wees nie. Gee net oor, raak dit weg, gaan in oblivion in. Waarom? Waarom wil ons slaap soms? Soms gebruik ons slaap as 'n ontwykingsmeganisme. Soms gebruik ons slaap om 'n bietjie weg te hardloop en weg te kruip. Julle ken dit. Jy ken dit wanneer jy deur 'n groot trauma as in jou lewe, nê? Nee. Is slaap en soete slaap soms die wonderlikste ding, want hoekom? Vir 'n paar oomblikke voel jy nie. Vir 'n paar oomblikke is jy stil. Ons weet die mediese gebruik slaap vir ontwyking, en dit is 'n baie goeie ding. Groot trauma, groot liggaamlike gesondheidsprobleem, 'n operasie dalk, daar word geforseerde slaap op jou gesit. Waarom? Sodat jy nie voel nie. Sodat jy ook nie bewus is en wakker is nie. Want jy geweet dat ons kan slaap gebruik om onsself te medicate en om nie wakker te wees en bewus te wees van wat nou gebeur nie. Dink daaraan. Kyk na die disippels hierson.
is 'n extraordinary tyd in hierdie nuwe ministry waarvan hulle deel is. Is 'n dit is onnatuurlike tyd waarin hulle is. Hulle is by die Messias, hulle wandel saam met hom, hy sê vir hulle, hier kom groot goed, bid dat jy nie in versoeking gelei sal word nie, en wat gebeur? Hulle raak aan die slaap. Twee goeders wat hulle mis. Hulle mis eerstens, hulle, wat nou met Jesus aan die gang is. Hulle mis om hulle vriend by te staan. Soms slaap ons, dan is daar responsibilities wat ons moet nakom, daar is geestelike goed wat ons moet doen, maar ons doen dit nie. Want ons is net nie daar nie, ons slaap. Maar daar's 'n tweede ding wat gebeur. Christus het gedink dat hulle het nodig om wakker te wees, want sou hulle wakker wees, weet hy dat hulle is nie alleen wakker nie. God is nou met hulle is in gebed, en God versterk hulle, want Christus weet, hier kom 'n besondere moeilike tyd wat nou voor lê, en om wakker te wees en te bid, is nou die beter ding. Is nou die beter ding. Maar dit is sleg. Toe hulle vriend hulle op die nodigste gehad het, toe is hulle unavailable. Hulle is net nie daar nie. Het jy al gevoel as iemand net unavailable, hulle slaap hulle nie. Hulle is net nie daar vir jou nie. Jy gaan deur goed in die huis, jy gaan deur goed by die werk, jy gaan deur goeders met jou familie, en hulle is absoluut unavailable. Hulle sien nie, hulle hoor nie, hulle weet nie wat met jou in die gang is. Jy het al ervaar, dis waar Jesus was. Sy vriende is aan die slaap, en Jesus het gesê, is beter om wakker te wees. Ek onthou dit Milan was seker so 4 jaar oud, opgewonde oor bootry en bote en die hele lewe rondom bote. En klein seentjie en ek gaan saam met 2 vriende op 'n baie klein seilbootjie, gaan ons uitseil, ons seil net Headstone, ons seil terug, is net 'n lagoon seil, en hy is saam, en hy het sy klere aan, en hy is ready vir die seilig, en die ooms help met die toue trek en alles, en hy is gereed om te seil. Ons klim op die boot, dis die hoogtepunt van sy dag, en hy kan nie uitgepraat raak, en hy is heel doenig op die boot. En ons almal seil, en die van julle wat die lagoon ken, omtrent as jy oorkant Featherbed se restaurantjie kom daar 'n wind, maar die van julle wat baie op die see sal weet waarvan ek praat, soms kom daar 'n wind, en die berg is langs jy dink, daar kan nie wind kom nie, dan kom daar 'n wind van bo af, dan is het asof hy so afgly van die berg af, en dan ons ken hom, hy seil ons soos 3-4 bote so agter mekaar seil, dan sien ons daai voorste boot, woep, plat op sy sy, dan slaan daai wind om, en as hy net 'n entjie aangaan, dan tel hy weer op, ons ken daai wind, ons weet waar hy is, en ons sien die een boot, en die volgende boot, en ons skipper wat saam met ons seil, sê vir ons, die wind kom, Milan dink, hy het geen reference nie, dink, dis okay. En toe daai wind ons slaan, toe tel hy daai bootjie op sy sy. Nou ons as volwassenes weet hoe 'n seilboot werk. Dalk weet jy nie, maar as jy 'n seiler is, 'n seilboot werk so. Hy het 'n center of gravity. En dit word bepaal met 'n groot kiel. Hulle noem dit die kiel. Die kiel wat onder die water is, en daar is omtrent in enige gemiddelde boot tussen 'n 1.5 ton lood in. So met ander woorde, die wind kan druk, maar daai is altyd swaarder. En soos die seil plat gaan, dan skiem die wind van bo, want nie meer krag en dan sê die bootjie net so bly. Al raak die wind hoeveel sterker, wind kan nooit 'n boot omwaai nie. Nie 'n gewone monohull met 'n kiel nie. Kan nie aan omwaai nie. Maar hy het nie daai tegniese kennis nie. Wat hy voel is die ding. Hy seil in, hy wind slaan hom en hy boot druk plat. En hy dink ons gaan onder. En hy gryp vir my sy oë so, hy sê, pa, tel die boot op. Dadelik die skipper laat die tou gaan, die seil gaan pap, die boot kom 'n bietjie regop, maar alles skit en alles raas. Dis nie gevaarlik nie, daar's niks nou gevaarlik nie, maar hy weet dit nie. En hy sê, hy wil op die bed gaan lê. In die chaos, hy wil op die bed gaan lê. En ek vat hom binne toe, en ek gaan lê met hom op die bed, ek sit so by hom, ek sê, hou net vas aan papa, alles is okay, en toe ek weer sien, toe sy aan die slaap. Aan die slaap. Ek het eers geskrik. Wat gaan nou aan? Ek voel al sy vitals voel goed. En hy is so soet aan die slaap. Julle, ons seil daai dag, ons seil terug, ons maak hom wakker toe ons hier by die kant kom, tel hom uit, geef hom 'n roomys, toe sy wakker. Toe sê hy vir my, papa, hierdie is 'n wikkelbootjie. Ons lag vandag nog. Hy hou nie van wikkelbootjies nie, vandag is hy groot en hy weet hoe 'n boot werk en hy kan self seil al.
maar hy hou nie van 'n wikkelbootjie nie. En ek dink vir myself, hoeveel keer wens ons nie, ons het daai ability, om nou net uit te pas, en nie te voel wat ons moet voel nie. Soms is dit vir jou goed om wakker te wees, deur sekere pyn, deur sekere dinge wat met jou gebeur, deur sekere trauma. Waarom? Want daar is waar die Here ons ontmoet, daar waar jy wakker is. Jy kan goed beleef, jy kan goed sien, jy kan daar wees vir mense om jou. So om wakker te wees, is 'n groot ding. Jesus weet, daar's tye waar dit beter is as om te bid, as om te slaap. Maar dan weet Jesus nog iets. Wanneer hy ons nooi, en hy sê, word wakker, dan weet die Here, hy praat, daar's 2 maniere van slaap wat jy kry. Daar's 2 soorte slaap, waarvan jy moet wakker word. Die eerste een is, hierdie slaap in die oggendtyd wat jy moet wakker word, of die slaap van die middagslaap, word wakker. Maar daar's 'n tweede slaap, en dis hierdie slaap, wat 'n wêreldepidemie vandag is. Dis 'n wêreldepidemie. Die wêreld ly aan sleepwalking. Hulle het opgestaan vanoggend, maar geestelik het hulle nie wakker geword nie. Is nog onbewus van wat om hulle aangaan. Die wêreld is vol mense wat sleepwalk dag in, dag uit. Jy sien, die slaap vergelyk die Bybel baie keer met die dood. Met die dood. So wanneer ek en jy eintlik is 'n pragtige simbool. In die nag wanneer ons aan die slaap raak, gaan ons in die dood in saam met Christus. Ons slaap deur die nag, en dan wanneer ons opstaan in die oggend, staan ons in die nuwe dag op, 'n nuwe wese weer. Dis altyd simbolies. Onthou julle die Jairus se dogtertjie wat dood was? Jesus kom naby en sê, nee, sy slaap net. Slaap en die dood is altyd naby mekaar. En die wonderlikste ding is, ek en jy, elke dag van ons lewe, dan ervaar ons iets van Christus. Ons gaan in die doderyk wanneer ons slaap. Glo vir my, so sommige van julle slaap lyk dit soos die doderyk. En dan vroeg in die volgende oggend, dan staan jy in 'n nuwe lewe, 'n nuwe dag op, en jy sê, Here, hier is ek. Maar hier is die probleem. Hier is die probleem. God kom na my en jou toe deur ons lewe. Soms kom hy na ons toe deur die sienlike lewe, wat ons sien, wat ons hoor, wat ons ruik. Deur ons sintuie kom God na ons toe met die lewe hier buite, die fisiese werklike lewe. En dan bring hy vir jou lewe. Maar soms bring God vir jou die lewe ook deur die onsienlike. Dit wat oë nie kan sien nie, fisiese mond nie kan proe nie, ore nie kan hoor nie. Maar dit is waar sintuie nie kan werk nie, maar geestelike sintuie kan wakker word en ons kan beleef wat om ons aan die gang is. Ons is bewus van wat om ons aan die gang is. Baie mense gaan slaap in die aande en hulle word net liggame wakker, maar hulle hart, hulle gees en hulle siele slaap nog al die pad deur. They are sleepwalking through this life. En weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Jy verloor jou lewe. God kom na jou toe deur die lewe. Kyk na die disippels, kom ons gaan kyk dit gou-gou. Wat mis hulle alles? Hulle was nie net fisies aan die slaap nie, hulle was ook geestelik blind. Doof, stom, blind. Hulle was onbewus van wat aan die gang is. Kom ons kyk weer na die disippels. Okay, die ongelooflikste ding is, hierdie disippels bid 'n entjie van Jesus, of die Bybel sê 'n klipvers net hier aan die kant. Hulle is onbewus dat hulle vriend, hulle Messias, deur die grootste geestelike struikeling van sy lewe gaan. Dit is so groot, hy sweet bloed, hulle is onbewus van wat om hulle aan die gang is. Het jy al agtergekom, dat baie keer raak jy ewe skielik bewus, daar's iemand met diep trauma langs jou, in 'n gesprek om jou, en jy was onbewus daarvan. Na die tyd hoor jy uit, is dit wat gebeur het. Jy het gekuier, jy het gesels, maar jy was onbewus wat eintlik aan die gang is op hierdie oomblik. Het jy dit al gesien? Die disippels was onbewus waardeur hulle vriend en die Messias gaan. Maar dan is daar 'n ander ding. Omdat hulle aan die slaap is daar sekere goed wat hulle nie ervaar het nie. Goed, as die lewe kon na hulle toe kom op 'n manier wat hulle nog nooit gesien het nie. So imagine jou, hulle kon wakker wees. Hulle kon gehoor het Jesus se angs.
En toe op die hoogtepunt van sy angs, toe gebeur iets besonders. Imagine hulle kon dit sien, ervaar, beleef. Op die tyd toe Jesus dink, ek kan nie meer nie, my angs is te groot. Toe stuur God sy pa engele af. Imagine jy was wakker. Imagine Petrus kon dit sien. En ek probeer my indink. Jesus in die groot, jy weet hoe voel angs, jy weet hoe voel daai doodsangs. En Jesus se pa kom in die middel van dit. En hy los hom nie. En hy stuur engele uit, jy ervaar. Partykeer as jy op jou grootste angstye is, tye waar jy die meeste vrees het, tye waar jy die kwaadste is, tye waar jy een of ander emosie beleef, dit ruk ons soms uit die bewustheid van God uit. Dit ruk ons soms na 'n plek toe, jy weet God is hier, maar jy voel dit nie nou nie. Was jy al daar? Jy weet God is lief vir jou, maar jy voel dit nie nou nie. En jy's op 'n plek waar jy nie eens God kan hoor nie. Kan ek vir jou sê, Jesus se trauma was so groot, dat die Vader moes engele stuur. Want Jesus het nie meer getrust dat hy voel nie. Hoor nou mooi, moenie dink Jesus se angs was minder menslik as wat jou angs was. Die Vader stuur boodskappers na Jesus toe. Die eerste ding wat hulle doen, hulle vat hom. Ek imagine, sorry, gun my dit. Ek sien in my geestesoog, hoe versterk hulle hom? Ek sien die eerste engel kom. En hy tel Jesus se kop uit die stof uit. En hy lê hom op sy skoot neer. En hy sit net sy hande op sy kop en hy sê, jy gaan oukei wees. Hulle het dit gemis. Hulle het dit gemis. Imagine die tweede engel kom en hy gee vir hom water. Sê, versterk jouself. Versterk jouself. You've got this. Imagine die derde engel kom en hy sak af en hy vat Jesus se gesig en hy kyk hom in die oë. Hy sê vir hom, jou pa gaan jou nie los nie. Jy gaan die incredible ding gaan. Jou pa gaan jou nie los nie. Ons lees net oor engele het gekom. Imagine dit. Imagine dit. God wil dit vir jou ook doen. Maar as ons aan die slaap is, ons is onbewus. Ons is onbewus daarvan. Verbeel jou net, Petrus kon dit sien. En hy kon weet, dat ek kan staande bly. Hy kan sterk wees. Sou hy ooit sy vriend verloon het? Dalk nie. Dalk was dit wat hy moes wakker bly, sodat hy nie in die versoeking kom om sy seun, om nie sy vriend te verloon nie. Ons weet, Jesus se genade was besonder groot vir Petrus. Nou hy hom verloon het. Hulle was aan die slaap. Hulle was doof, hulle was stom, en hulle was blind vir wat God daar doen. Jy het al beleef. Soms as ek en jy slaap, aan die slaap, vir die wonder van God wat nou hier is. Jesus nooi ons, word wakker, waantoe moet ons wakker word? Hy nooi jou, word wakker, punt nommer 1. Word wakker, God is hier. Ek dink dit was die besonderste ding vir Jesus gewees het, in sy grootste angs, toe die engel hom optel en sê, kyk, jou pa is hier, al voel jy dit nie, kyk, ons is hier, ons herinner jou hier aan. Hy is hier. Ongelooflik. Word bewus, God is hier. Die pragtigste gedeelte in Genesis 28 vers 16, kry jy dit. Ek gaan dit nou lees. Jakob is besig om weg te hardloop. Daar's konflik, daar's trauma, daar's ongeluk, daar's 'n klomp dinge in Jakob se familielewe wat besig is om uit te rafel, sleg uit te rafel. Hy kom by 'n plek met die naam Bethel. Die aand daarso raak hy aan die slaap. Hy raak fisies aan die slaap en hy lê sy kop op 'n kussing neer, op 'n klip neer. En die aand toe hy sy kop op die klip neer lê, toe word hy wakker vir iets besonders. Daar kom 'n leer uit die hemel uit, engele daal neer van hierdie leer af. Hulle besing God en aanbid God. Hy word verwonder van wat in hierdie area gebeur. Hy kon nie glo wat hy sien nie. En dit was so groot gewees. En aan die einde kom God en God spreek oor sy lewe. En God spreek vir hom, wat lê vir hom voor? Wat lê vir sy nageslag voor? Wat gaan God met sy mense doen? Is die bo-natuurlikste ding wat gebeur. En imagine, Jakob was aan die slaap vir dit. Hy het gemis.
En hier is die mooiste woorde. Genesis 28 vers 16, die volgende oggend toe Jakob sy oë oopmaak en hy word wakker, toe sê hy hierdie woorde. So waar, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie eers geweet nie. Ek het dit nie eens geweet nie. Ek wonder of op hoeveel plekke was ek en jy al, waar die wonder van God besig is om af te speel. Maar ons is aan die slaap. Ons is nie wakker nie. Ons voel dit nie. Ons sing dit nie. Ons beleef dit nie. God, as hy Jesus kom en hy sê, word wakker, dan roep hy jou. Raak geestelik wakker. Mag jou geestelike oë begin sien, jou geestelike ore begin hoor. Mag jy voel, ervaar, mag al die senses lewendig raak. God is in this place. Voel jy God hier? Is jy bewus van God werk hier? Is jy bewus van daar is 'n tweegeveg bo jou aan die gang, hoe mense, hoe die magte van die owerhede en die magte van God veg vir jou aandag, vir jou wakker word, vir jou bewustheid, want die versoeking is regtig 'n versoeking om aan die slaap te wees. Jou oë is oop. Maar die vyand wil nie hê jy moet weet wat nou gebeur nie. Ek wonder of iemand hier vandag sal sê, God was in this place, and I didn't even know it. Voel hom, hy sê, God is hier. Word wakker. Ons word wakker, ons word genooi, word wakker, God is hier. Die tweede ding, ons word genooi, word wakker, God is aan die werk. Onthou julle, 3 weke terug het ek gepraat oor Elisa, en die vyande wat hulle omring, onthou julle, Elisa se diensknegt word wakker, en hy sien al hierdie strydwaans, en die vyand kom hulle vang, en hulle omsingel die stad, en hy gaan na Elisa sê, wat gaan ons maak, is 'n tragedie, en Elisa sê so kalm, ag Here, maak tog net sy oë oop, dat hy ook kan sien, wat sê die Elia vir hom, ag word tog net wakker, en kyk, God is aan die werk. Ek wil hê, jy moet wakker word en weet, God is aan die werk, al voel dit nie nou vir jou so nie, al sien jy nie die evidence van God is aan die werk nie, ek wil hê, daar's ander sintuie, maak hulle oop en ervaar en sien dat God sê klaar met jou nie. God het nog nie moed opgegee met jou nie, en dat God tans besig is om hard te werk. Word wakker, God is aan die werk. Ek dink Jesus roep ons om wakker te word. En ook iets anders te besef. Word wakker, raak bewus. God wil jou gebruik. Dit is 'n groot ding om van wakker te word. Ons hele lewe lank, ons Afrikaanse kultuur is 'n kultuur waar jy groot word, die dominee werk vir God. Op Sondag try ons geestelike oë oopmaak. Maar deur die week en deur die res van my lewe gaan ek aan die slaap aan. Weet jy wat? God sê, word wakker, kyk om jou, daar's 'n wonder besig om te gebeur en ek wil jou deel maak daarvan. Jy wil deel raak daarvan. Ons ken hierdie skrifte, Moses. Daar's een dag in sy lewe, dit het hom 40 jaar gevat in die woestyn om wakker te raak. Vir 40 jaar is Moses besig met sleepwalking. Want glo vir my, die dag toe hy daai brandende bos sien en God vir hom roep en hy sê, ek gaan iets incredibles met jou lewe doen. Dit was nie die eerste dag wat daai vlam gebrand het nie. God het al na Moses geroep every day of his life. The bush was always burning. Ek wonder wie hier vandag gaan wakker raak en bewus raak. Ek het iets om vir God te gee. God wil my gebruik. Hy gaan jou nie verdra nie. God sê nie, okay, ons sal 'n plekkie maak vir jou nie. God het 'n begeerte om saam met jou te werk. En dis elkeen uniek op jou eie wyse. Daar waar jy werk, in jou werk, beteken nie almal moet voltyds in die ministry gaan nie, maar 'n paar van julle kan maar voltyds inkom, ek sê dit baie waardeer. Raak wakker, word bewus. Daar julle vir Paulus, onbewus van God wat na hom uitroep. Op een dag, sê die Bybel, verskyn Christus aan hom in 'n lig, in 'n besondere lig, en Paulus
word geslaan met wat? Met blindheid. Wat's blindheid 'n ander simbool voor? Van die slaapwees. Van die slaapwees. God ruk vir Paulus wakker op een dag en sê, ek gaan vir jou gebruik. Ek gaan vir jou gebruik. Imagine Paulus het aan die slaap gebly. Terwyl ek hier praat, weet ek, God is besig om te praat in jou hart. Hy is besig om van ons wakker te maak. Ons is besig om te ervaar. Hy kan my gebruik. Ek het nog goed wat ek wou sê, maar ek gaan nie daarna toe gaan nie. Is jy bewus daarvan? Dat God hierdie woorde vandag na jou rig. En hy vra vir jou, waarom slaap jy? Waarom slaap jy? Wie van julle is bewus daarvan, as God vir jou 'n vraag vra, is dit nie omdat hy nie die antwoord ken nie. As God vir jou vra, waarom slaap jy, is dit nie omdat hy nie weet nie. Hy wonder of jy weet. Toe God vir Adam en Eva in die tuin van Eden kry, en hulle kruip vir hom weg, want iewers skielik is hulle vol vuil en sonde, en hy vra, waar is julle? Is dit nie omdat hulle uitstekende wegkruipertjie kampioene was? Nee. Hy het geweet waar hulle is. Hy wil weet of weet hulle, waar is hulle? Op wakker word, die eerste tree vir wakker word, is om te sê, Here, waar is ek? Waar is ek? Waarvan moet jy wakker word? Die Here vra, weet jy? Hy weet. Dalk is jy iemand wat vandag vir die eerste keer dit snap en besef, ek wil wakker raak vir die genade van die Here wat vir my gekom het. Ek wil wakker raak dat hierdie tafel nie verniet was en dat God dit ook vir my beteken. Vir my bedoel, dat al redding vir my is, dalk moet iemand wakker word vir die waarheid dat God vir jou gekom het met genade. Ek dink hier sit iemand wat wakker raak, dat God is vir jou lief. En hy het nie 'n lys van klomp dinge wat jy verkeerd gedoen het, hy onthou dit nie. Jy raak nou eers wakker tot die genade van God, dat hy jou lief het. Jy is iemand wat wakker raak. En vir die eerste keer ervaar jy God is hier. Jy kan dit nie sê nie, jy kan dit nie vat nie, jy kan dit nie uitwys nie. Jy het iets wat jy binnekant voel, is God is in this place, and I know it. And I know it. Hier's iemand wat vandag wakker word. Môreoggend gaan jy jou oë oopmaak en gaan jy dink, is dit Sondag? Ek voel nog bewus. En jy raak bewus dat jy hoef nie net Sondag bewus te wees nie. Hier is iemand wat wakker word, wat agterkom in die oggend as ek my stilte tyd hou, dan is dit 'n tyd van wakker word geestelik ook. En ek loop deur die dag aware. Ek sien God in alles, in almal, oralste om my, in elke gesprek en elke besluit wat ek maak. God is net lewendig om my, ek kan nie wegdraai van hom af nie. Jy ry met jou kar werk toe en die song wat in die radio speel, is vir jou gekies. En jy voel dit praat met jou. En jy ry, en jy sien die son sy kop opsteek oor die berg hier agter. En jy voel die glans op jou vel, en jy voel, is vandag 'n geskenk van my. En jy kom by die werk en by 'n scary meeting waar jy moet instap. En jy's wakker. Jy's nie alleen nie. Jy sien kans vir dit. Vrees het sy handel verloor op jou. En jy weet nie wat het gebeur nie. Maar Jesus sê, jy het wakker geword. Jy het wakker geword. Wakker geword. Kom maak ons weer toe. Jesus vra jou, waarom slaap jy? Vat net 'n oomblik, hoe sal jy hom antwoord?
Jesus Christus, mag hierdie Paasfees wat voor lê 'n jaar wees om te onthou. Mag hierdie seisoen wat voor lê, die seisoen wees wat ek onthou, dis toe ek begin wakker word. Is hier waar ek wakker geword het vir 'n dimensie van God wat ek nooit geweet het is bestaan nie. Is hier waar ek wakker geraak het vir die liefde van God wat vir my is. Is hier waar ek wakker geraak het en besef, ek kom nie net kerk toe om te vat nie, maar wat kan ek bring? Hoe kan ek bydra? Hoe kan ek bedien? Here, ek is so jammer, Vader, dat U deur daai moeilike tyd sonder U vriende gegaan het, maar ek is ook so dankbaar dat die Vader engele gestuur het, om U te kom bystaan daar waar ons U misluk het. Here, maar die grootste dankbaarheid wat ek vandag het, is dat U nie teen ons hou as ons aan die slaap is nie. Dat U roep aanhoudend uit na ons. Vir Moses het U vir 40 jaar in die woestyn geroep, dag in en dag uit, word wakker Moses. En die dag toe hy wakker word, toe doen U groot goed met hom. Here, ek weet, Hy's van ons. Hy's van ons, wat bang is om wakker te raak. Maar dankie dat die woord vir ons wys, ons hoef nie. Want God ontvang ons met ope arms. Ek wil vra dat hierdie woord vir elke persoon hier in hulle harte gesaai sal word, Vader. En dat hulle hieroor sal nadink en 'n diep in harte sal bære. Amen. Amen. Liewe gemeente, ons sien uit na Paasfees. Van my kant af moet dit nie mis nie. Kom kuier saam. Kom ons maak hierdie plek hy is al baie keer heeltemal te klein, maar kom ons maak dit nog meer heeltemal te klein. En dan vra ek, as jy al saam met ons journey en jy het al bietjie wakker geword en hierdie plek is te vol op Paasfees, dan staan jy saam met ons buite. Okay. Ons gaan net 'n paadjie moet maak en die mense voor moet kry wat voor moet wees. Hier's 'n ongelooflike ding wat gaan gebeur. Daar gaan lekker musiek wees. Daar's pragtige goed wat voorberei word, ons band en mense wat deel is van die aanbieding en sekere dele van dit is al hard aan die oefen. Daar's incredible goed wat gaan gebeur. Dit gaan nie net 'n gewone diens wees. Dit gaan 'n Paasfees ervaring wees wat ek glo jy gaan geniet en onthou. Onthou die tyd, dit is 9:00, nie 8:30 nie. Kom ons mis dit nie. Almal wat online ingeskakel het, mag Here jou seën. Ek seën julle, word wakker en beleef God elke dag. Amen.